Welkom hier by die Suidlanders Media YouTube-kanaal. Ons hoop dat jy hierdie aanbieding insiggewend vind, veral omdat dit lesse bied wat ons moet gebruik om teen ons hedendaagse stand te meet. Weer net 'n waarskuwing dat ons oor ernstige en sensitiewe situasies gesels en mag luisteraars dalk ontstel. Dit gesê, ons benader die onderwerp streng as 'n opvoedkundige dokumentêre aanbieding om die lesse uit die geskiedenis te deel. Hiermee net 'n opsomming van 'n baie dieper kyk na elke les in die vorige video's. Jy weet, nadat 'n mens deur al die fases van daardie burgeroorloë en volksmoorde gekyk het, word dit duidelik dat die werklike waarde nie net in die onthou van die gruwel lê nie. Dit lê in die harde lesse wat daaruit getrek kan word, sodat as dieselfde patrone ooit weer begin verskyn, mense nie heeltemal onvoorbereid betrap word nie. Hierdie 10 lesse vorm 'n soort grondslag. Dit is nie abstrakte geskiedenis nie. Dit is praktiese waarnemings van mense wat die volle proses deurgemaak het. Van die vroeë waarskuwingstekens regdeur tot die nasleep. En die punt daarvan is eenvoudig. Wanneer die tekens weer begin opduik, moet die denke dadelik verskuif na voorbereiding en oorlewing. In plaas van ontkenning, selfs al meen dit, onttrekking of vlug vanuit die samelewing soos u dit ken. Die eerste les was dat jy nooit moet ontwapen nie en nooit jou vermoë om weerstand te bied moet oorgee aan iemand wat beloof om jou veilig te hou nie. Die geskiedenis het gewys dat sodra mense hul middele tot verdediging prysgee, hulle maklike teikens word. Daarmee saam gaan die stil maar kritiese punt dat jy nooit openlik moet openbaar hoeveel wapens of hulpbronne jy werklik het nie. Daardie inligting word later teen jou gebruik. Om sterkte voor te gee as jy min het, is soms beter as om swakheid te toon. Toe die geweld begin het die wat reeds georganiseer was en hul vermoë om te weerstaan behou het, 'n baie beter kans gehad as die wat gewag het dat iemand anders hulle kon beskerm. Die tweede les het oor inligting gehandel. Om gedetailleerde persoonlike of gemeenskapsdata te deel, soos getalle, liggings, wie waar woon, wie wat het, kan later in teikenlyste verander word. Wat soos onskuldige administratiewe papierwerk of bierpraatjies lyk, kan die kaart word wat aanvallers gebruik om volgens dit te opereer. Mense wat oorleef het die harde manier geleer dat sodra hierdie tipe lyste bestaan, die proses baie doeltreffender en dodeliker word. Die derde les was oor leuns en propaganda. Wanneer een groep stelselmatig ontmenslik word in die media, in toesprake of in alledaagse gesprek, genoem word as diere, bedreigings, parasiete of die bron van elke probleem, is dit nie net praatjies nie. Dit is die sielkundige voorbereiding vir geweld. Ons het dit al baie beleef in Suid-Afrika, en die wat daardie propaganda ernstig opgeneem het en vroeg begin voorberei het, was die wat nog opsies gehad het toe chaos begin uitbreek. Die vierde les het oor diefstal en roof gehandel. Lank voordat die georganiseerde moorde begin het, was daar sistematiese berowing. Huise is leeggemaak van waardevolle items, toestelle, geld en enigiets wat verskuif kon word. Dit was nie net ewekansige chaos nie. Dit was dikwels georganiseerd en het dorp vir dorp gebeur. Daardie ekonomiese ontneming het mense verder verswak en later weerstand of vlug baie moeiliker gemaak. Die vyfde les was oor aanvalle en padblokkades. Wanneer paramilitêre groepe, leereenhede of selfs burgerkontrolepunte begin om bewegingsvryheid te beperk, is dit selde tydelik. Dit is die eerste stap om bevolkings in sektore vas te trek, sodat hulle een area op 'n slag gehanteer kan word. Skielike militêre kampe of onverklaarbare installasies in die omgewing moet ook as 'n ernstige waarskuwing behandel word. In Suid-Afrika kan onluste in hierdie verband vergelyk word.
Op hierdie stadium van bewegingsbelemmering is die venster vir georganiseerde ontsnapping of vlug reeds besig om toe te gaan. Die 6de les het oor dwangarbeid gehandel. Baie mense is nie onmiddellik doodgemaak nie. Hulle is aangehou om te grawe, te dra, skoon te maak, te bou of te dien. Vroue is veral gebruik vir beide arbeid en seksuele uitbuiting. Die les is dat sodra mense tot gereedskap gereduseer word, hul lewens weggooibaar word, die oomblik wanneer hulle nie meer bruikbaar is nie. In Suid-Afrika weer kan verwag word dat met 'n vlaag van geweld baie min van die minderheidsgroep mense, indien enige, dit sal oorleef, selfs vir dwangarbeid. Die 7de les was die donkerste, die perverse en sadistiese kant van volksmoord. Marteling, ritualistiese vernedering, seksuele geweld as 'n wapen van vernietiging en die betrokkenheid van gewone mense, insluitend vroue, by die ergste dade. Ouderdom het geen beskerming gebied nie. Nie die bejaardes of die baie jonges is gespaar nie. Rykdom, reputasie of 'n leeftyd van goeie dade teenoor die oortreders het niks beteken sodra die ontmensliking voltooi was nie. Mense is tot 'n etiket gereduseer. Etnisiteit, godsdiens, naam en dit was genoeg. Die 8ste les het die massamoorde self en die realiteit van vlug gedek. Wanneer mans en vroue beveel word om te skei, styg die kans op massamoord skerp. Sodra die moorde in golwe begin, is die enigste oorblywende opsie vir baie om te vlug. Dikwels met niks meer as wat hulle kan dra nie, op moeilike roetes omdat die hoofpaaie doodsvallies is. Om terug te gaan na 'n huis nadat dit aangeval is, of om valse beloftes van veiligheid te vertrou, het vir baie fataal geblyk. Die 9de les was oor internasionale mislukking, ontkenning en die lang nasleep. Beloftes van beskerming, veilige gebiede en ingryping het dikwels te laat of glad nie gekom nie. Nadat die ergste verby was, het ontkenning voortgeduur. Geregtigheid was onvolledig en herstel het dekades geneem. Om op buitekragte staat te maak om jou te red, is 'n gevaarlike dobbelspel. Die 10de les het na oorlewings- en herstelstrategieë gekyk. Om saam te groepeer met mense wat dieselfde bedreiging en dieselfde waardes deel, het dikwels beter beskerming gebied as om alleen te staan. Onttrekking en tydelike afsondering het tyd gekoop. Intieme kennis van die plaaslike landskap om vir kennis vooruit te stuur, om te weier om na gekompromiteerde plekke terug te gaan en om openbare bedreigings as werklik te behandel, het almal die kans op oorlewing vergroot. Baie van die wat dit gemaak het dit gedoen omdat hulle op die vroeë tekens gereageer het, terwyl ander nog aangedring het, dit kan nie hier gebeur nie. Saam vorm hierdie 10 lesse 'n duidelike volgorde. Die tekens verskyn vroeg. Propaganda, beperkte beweging, diskriminasie, openbare bedreigings, militêre of onlustige teenwoordigheid. Dan kom die praktiese stappe van hulpbronne ontneem, mense beheer en uiteindelik die georganiseerde geweld. Die wat oorleef het, was dikwels die wat daardie vroeë tekens ernstig opgeneem het en begin voorberei het terwyl daar nog tyd was. Dit is die grondslag wat hierdie geskiedenis bied. Wanneer dieselfde patrone weer begin herhaal, is die regte reaksie nie hoop of ontkenning nie. Dit is voorbereiding, organisasie en die vasberadenheid om die aanslag te weerstaan, eerder as om te wag dat iemand anders dit stop. Sluit aan by die Suidlanders, juis so 'n groeperingsorganisasie wanneer die ergste gebeur. Juis 'n organisering volgens 'n noodplan vir ons volk, 'n minderheidsgroep wat vinnig 'n teiken kan word. Baie dankie dat u ingeskakel was hier saam met ons. Ons groet u in die naam van ons almagtige Vader
en wens u die insigte en wysheid nodig om vandag se wêreld op Bybelse fondasie te kan navigeer. 'n Suidlambus groete.